Goeiemôre en welkom by Op die Tafel. Ek sukkel baie keer om stil te wees in die lewe en ek is so 'n bietjie van 'n ekstrovert. So as ek om mense is ek altyd besig om te praat of daar moet iets gebeur. Dinge moes al gister gebeur het. En ongelukkig sukkel ek baie keer om te wag in my lewe. Die Afrikaans sê ons moet bietjie geduldig wees. Nou baie keer wanneer dit kom by God, kan dit vir ons voel dat die Here stil is. Of ons selfs voel hy is ver. Ons bid en ons doen alles wat ons moet doen, maar ons kry net nie antwoorde nie en dinge verander net nie. Habakuk was op dieselfde plek in sy lewe gewees en hoor wat sê God vir hom in hierdie gedeelte. Habakuk 2 vers 3 sê, die visioen geld vir 'n bepaalde tyd. Dit getuig van die einde en dit sal nie vals wees nie. As dit uitbly, wag geduldig, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Baie keer in die lewe is ons in 'n seisoen waar God van ons verwag dat ons moet wag, dat ons moet geduldig wees. En is juis in hierdie seisoene wat ons voel, het ons iets verkeerd gedoen, hoekom praat die Here nie met my nie, dat dit 'n seisoen is van groot voorbereiding. Byvoorbeeld, die natuur is eintlik 'n baie mooi voorbeeld daarvan. Nou in die wintermaande sal jy sien dat daar nie blare op die bome is nie en dit lyk amper asof die boom dood is. Maar alle bioloog sal vir jou sê, dis juis in die wintermaande wat die wortels nog dieper groei van 'n plant. In dieselfde manier is hierdie seisoene van stil, oomblikke wat God besig is om te werk, om ons te ontwikkel sodat ons 'n nuwe posisie kan inneem wat hy vir ons beplan. Ons het nodig om geduldig te wag. Kom ons sluit ons oë. Aba Vader, vergewe ons waar ons soms so ongeduldig is. Help ons sodat ons in hierdie seisoene van wag, Here, op U sal vertrou. Dat ons nie sal probeer om ons eie planne te maak nie, Here, maar dat ons sal besef, U bly in beheer. Amen.